Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 9de Julie, dis die jaar 2026, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor die bose en hulle bose werke wat geïdentifiseer word. Baie mense het al vir ons gesê, hulle glo nie in die bose nie. Dis mense wat net bose werke doen, dit is net in hulle natuur om verkeerd op te tree. Dis natuurlik nie die waarheid nie. Hierdie houding kan ons begryp omdat dit van die begin van die tyd is Satan verberg sy teenwoordigheid. Kom ons kyk nou maar, toe hy met Eva gepraat het in die tuin, hy het soos 'n slang gekom en met haar gespreek en gesê, het die Here werklik gesê, dat julle nie van hierdie boom mag eet nie, julle mag, want dan gaan julle wysheid kry, net soos God, 'n leenaar van die begin af. En dan stuur hy ook natuurlik 'n leengees in die mense, en nou, kom ons lees gou in 1 Konings 22, ons lees hier van vers 19 en ek gaan lees tot in vers 23. Verder sê hy, daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leerskare by hom staan aan sy regter en sy linkerkant. En die Here sê, wie sal Agab oorhaal dat hy kan optrek en by Ramot in Gilead sal val? En die een het so gesê en die ander een het weer so gesê. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal. En die Here vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van sy profete. En hy sê, jy sal oorhaal? Ja, jy sal ook oorwin. Gaan uit en doen so. En nou, kyk, die Here het 'n leengees in die mond van hierdie profete van u gegee. En die Here het onheil oor u gespreek. Hoe gevaarlik is dit, as jy dink, ek is nog oukei, en dan is jy eintlik nie so oukei soos wat jy gedink het, jy is nie. Dan 2 Tessalonisense 2 vers 11 en 12. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Kom ons glo wat in God se woord staan, en ons het 'n behaag in die waarheid, halleluja. En die Here kan ook deur gelowiges, die Satan kan deur gelowiges ook spreek. So het Petrus dan nou vir Jesus gesê, Here, dit kan nie wees nie, kom ons, laat dit stop. En Jesus beveel hom en sê, gaan weg van my, agter my, Satan. Dis natuurlik in Matteus 16:23. Op daardie oomblik was Petrus die mondstuk wat gebruik was. Daarom moet elke persoon baie, baie versigtig wees, dat ons nie verlei word deur die vyand nie. Johannes beveel elke gelowiges en sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En Paulus skryf weer, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En dan waarsku hy ook nou vir Timoteus en hy sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die gefeinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. So, want ons worstelstryd is ook natuurlik nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste wat in die lig is. Die bose geeste is vandag nog werksaam in hierdie wêreld om te kyk of hulle ons nie kan verlei nie. Daar is verskillende geeste. Ons weet dat daar so 'n doofstom gees, dan het die Here ook vir een gevra, wat is jou naam? En hy het gesê, legio. So ons weet dat daar is verskillende geeste wat mense net in krankheid laat bly. As ons nou gaan kyk daar na Lukas 13, dan sê die Here daar, hierdie is tog 'n dogter van Abraham, en sy is, dink daaraan, vir 18 jaar, het sy 'n gees van krankheid, so erg is sy gebind, dat sy nie eens regop kan kom nie, maar die Here was haar genadig en hy het haar vrygemaak. Onthou, die geeste soek 'n woonplek. Nou as ons gaan kyk na Matteus 12 vers 43, tot en met 45, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke, hy soek rus en vind dit nie, dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis, waar ek uitgegaan het, en hy kom en hy vind dit leeg, uitgevee en versier,
dan gaan hy en hy neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom en hulle woon in daardie persoon, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit wees ook met hierdie bose geslag. So ons moet baie versigtig wees. Ons moet nie sommer net van mense bose geeste laat uitjaag nie, en hulle skoonmaak nie. Wees seker, wat is hulle doel, en hoekom het hulle jou kom sien? So, die Here Jesus kan nie saam met die duiwel in ons harte woon nie. Nee, hy is die sterk man wat nie sal toelaat dat daar by sy huis ingebreek sal word nie. So wanneer iemand dus Jesus as persoonlike saligmaker aanneem, word hy terselfdertyd van bose geeste bevry. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag tot die waarheid gekom het, Here, oor bose geeste, en dat hulle 'n werklikheid is en hulle bestaan. U woord het dit so pas vir ons oopgebreek. Maar Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag, en dat hulle sal bewus word, as daar boosheid in hulle is, dat hulle tot U sal bid, sodat U hulle kan skoonmaak, en dat hulle rein voor U kan staan. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.